Jy hoef nie meer in vrees te wees nie. Jy hoef nie te dink dat die Here vir jou kwaad is nie. Jy hoef nie te dink en te wonder, jy weet, gaan ek dit eind uitmaak nie. En hierdie wonderlike boodskap van die bloed van Jesus, die oorweldigende goedheid van God en die oorweldigende genade, guns wat hy gehad het om vir jou, wat maar net 'n ou gewone mens is, vir jou so vry te maak, uit dankbaarheid, wil jy aan sy woord gehoorsaam wees. Dit is die effek wat dit op die ou end het. Okay? So moenie dat mense vir jou afskrik en sê, jong, pas op vir goedkoop genade nie, goed, daar bestaan nie so iets as goedkoop genade nie, dit is verniet. Dis eers goedkoop en jy hoef niks eers te betaal daarvoor nie. Jy kry dit verniet en dit bly vir jou verniet vir altyd. En dit het 'n positiewe effek op jou. Goed, ons gaan voort met ons tweede deeltjie. Die vierde funksie van die bloed van Jesus vir my en vir jou, is dat dit vir ons versoening gebring het. Romeine 3 vers 25 sê, Jesus was die offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Kom ons kyk na die Engelse definisie, hy sê, he who believes is by God's own act, delivered from justly deserved wrath, and comes under the covenant of grace. It is man who needs to be reconciled to God, and faith being the sole condition on man's part. Wat is hierdie God's own act? Ons gaan nou by dit uitkom, dit is sy liefde. Dit was die manier hoe God vandag weer eens vir jou kom sê, weet jy, ek het na jou gekyk, en ek het gesien hoe jy in ellende van sonde vasgevang is. En ek het vir jou te lief gehad om jou so te los. En ek het my enigste seun laat doodmaak. Hy moes hel toe gaan om al die oorwinning en al die vrymaking en al die verlossing vir jou moontlik te maak. Dit was sy act gewees. En op daai manier is jy en God versoen. Ek wil ook net terloops noem, dat hierdie 5 verskillende funksies, wat ek so die een na die ander nou behandel, beteken nie, jy weet, dit is, elkeen is 'n aparte ding nie, die goeie vleuel alles in mekaar. Die rede hoekom ek dit apart doen, is omdat daar maar verskillende skrifte is, wat 'n aksie verduidelik, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar dit was 'n iets wat onmiddellik vir jou gebeur het. Al hierdie 5 goed het onmiddellik op een slag in jou lewe gebeur, daai dag toe jy gesê het, daai oomblik toe jy gesê het, Here Jesus, ek glo in U. Het al hierdie 5 goed onmiddellik met jou gebeur. Okay. So, die woordjie versoening, die Engelse woordjie is propitiation. Wat 'n woord. Dit beteken to make reconciliation. Jy is versoen met hom, want die skeidsmuur, wat skeiding gebring het tussen jou en God, die skeidsmuur van sonde, waarvan Jesaja 59 vers 2 praat, is afgebreek. Daar bestaan nie meer nie. En hoe dikwels hoor ons nie nog vandag, jy moet maar net weet, jy moet versigtig wees, want as jy elke dag nog sonde doen, gereeld nog sonde doen, dan bou daai skeidsmuur weer op. Glo julle dit as iemand dit vir julle sê? Ek hoop nie so nie. Want dis nie waar nie. Daai skeidsmuur is afgebreek en hy kan nooit ooit weer opgebou word nie. Daar is nie stene wat hom weer kan opbou nie. Jou sondetjies is nie die stene wat hom weer opbou nie. Jesus sê, hy dink nie meer aan jou sonde nie. Sy bloed het al jou sondes uitgewis. Okay? Dit moet jy glo. En Hebreërs 12 vers 24 praat van die besprinkelingsbloed van Jesus, wat van iets beters getuig as Abel se besprinkelingsbloed. Okay? Abel se bloed, julle weet Kain het vir Abel doodgemaak. En dan staan daar in Genesis 5:4 staan dat Abel se bloed roep van die grond af. Roep op, bloed praat. Bloed praat. Abel se bloed was net vir homself.
En Abel se bloed het 'n vloek half oor hom gebring en het hom verwyder van sy grond af, terwyl Jesus se bloed nie net vir homself, wel dit was nie vir homself nie, hy het dit nie nodig gehad, dit was vir almal. En Jesus se bloed het vir ons verlossing gebring, versoening gebring en vir ons seën gebring. Dis die verskil, dis hoekom dit van iets beters getuig. En onthou, met die offers, wanneer 'n lam of 'n bul geslag was, het die priester die bloed gevat, 'n bakkie bloed, en hulle het dit besprinkel op die altaar. Dis waar hierdie beeld vandaan kom van die besprinkelingsbloed. En dit gaan oor Jesus se besprinkelingsbloed, wat vir my en vir jou versoening gebring het. Hierdie versoening was bedoel vir die hele wêreld. Daar bestaan nie so iets dat net sekere mense uitgekies is, wat gered moet word nie. 1 Johannes 2 vers 2 sê, dis vir die hele wêreld. En 2 Petrus 3 vers 9 sê, dat God is geduldig, want hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. En ook in 1 Timoteus 2 vers 4 staan daar, hy wil dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis waarvoor die Jesus gesterf het, sodat almal, die hele wêreld, versoen kan word deur sy bloed. En dit, soos ek nou net gesê, dit is 'n bewys van sy liefde vir die mens, 1 Johannes 4 vers 10, wat werklike liefde is. 'n Liefde wat ek en jy nie verstaan met ons koppe nie, want ons verstaan baie moeilik agape, onvoorwaardelike liefde. Jesus het nie gesê, en jy sien ons het nog steeds daai mentaliteit, jong, jy moet daarom nou net ietsiekie van jou kant af doen, dan gaan die Here vir jou verself. En ons kom met nuwe wettiese voorskrifte, jy moet so en so bid, en jy moet so en so maak, en jy moet nou net ophou dit en dit doen, en jy moet elke Sondag in die kerk wees, en al die voorskrifte, net weer nuwe wettiese goede, dan gaan die Here vir jou seën, en dan sal die Here vir jou goed wees. Jy's klaar geseën, jy het klaar al sy goedheid, jy is klaar verlos. Ek wil weer sê, daar's niks goeds wat jy kan doen om enige van hierdie 5 funksies van die bloed beter in jou lewe te kan hê nie, en daar's niks slegs wat jy kan doen om hierdie goed as minder effektief in jou lewe te kan hê nie. En dit is die ware evangelie, die gospel, die too good to be true news, wat ons nie kan verstaan nie. Hierdie versoening het gemaak, dat ek en jy nou een is met Christus. Efesiërs 2 vers 11 tot 19 sê, ons was sonder Christus in hierdie wêreld. Ons was uitgesluit uit die burgerskap van Israel. Ons was ver van God af. Ons het nie deel aan die verbonde gehad nie. Ons het nie deel aan die beloftes gehad nie. Ons het geen hoop in hierdie wêreld gehad nie. Ons was sonder God in hierdie wêreld. Maar nou is ons een met Christus deur sy bloed. En dan het jy al daai goed wat hy gesê het, wat jy nie gehad het nie. Kolossense 1 vers 20 tot 22 sê, ons was ver van God af, ons was vyandig gesind teenoor hom, maar nou is ons versoen met hom, sodat ons heilig, sonder smet en onberispelik voor hom kan kom staan. Ek en jy moet hierdie versoening aanvaar. En hoekom sê Paulus dit? Hoekom sê hy, aanvaar hierdie versoening in 2 Korintiërs 2 vers 18 tot 19? Want hy het geweet, baie mense gaan dit nie aanvaar nie. Want hulle kan nie glo, dat die wonderlike God vir my, wat vir wie hulle nog steeds sien, as 'n sondaar en 'n slegte ou wurm, en so 'n slegte Christen, dat daar eenheid kan wees nie. En vandag doen ek weer 'n beroep op julle, soos wat Paulus gedoen het. Hy sê, asseblief, aanvaar hierdie boodskap van die feit dat jy versoen is met God. Dat jy in eenheid is met God. Moet dit asseblief nie verwerk nie. Moenie hierso sit vanmôre en sê, maar weet jy, dis net te goed, ek kan dit nie glo nie. Dit is die waarheid, jy is in totaliteit versoen met Christus, en hy vra vir ons, gaan dra daai boodskap oor. Gaan vertel vir ander mense.
Dat hulle nie meer hoef te sukkel nie, en nog te wil perform, om iets van die Here af te probeer kry nie. Ek en jy moet weet, dit is 'n permanente versoening. Dis nie van, nou val ek, en nou doen ek sonde, en nou verloor ek het 'n bietjie, die Here gaan nou weer weg van my af nie, of hy verstoot my 'n bietjie nie, nou moet ek iets weer gaan bely, en gaan offers bring, en ietsie goed doen, en weer ietsie net doen om die Here se guns te probeer terugkoop nie. Nee, hy sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 1, dat hy is ons voorspraak. Dit is soos 'n advokaat, wat permanent aan die regterhand van God sit, en sê, daai's my kind. Ek sien hy val, ek sien hy neem verkeerde besluite, ek sien hy is alweer ongehoorsaam, maar weet jy wat? Maar ek het hom klaar regverdig verklaar. Ek het my oordeel oor hom klaar, is hy is nie skuldig nie. Hebreërs 9 vers 25 sê, hy tree vir ons in aan die regterhand van God. Romeine 8, nie vers 3 nie, vers 34, ekskuus, dit is 'n foutjie van my kant af, vers 34, Romeine 8 vers 34 op die aantekeninge, hy pleit vir ons, dag en nag. En dan kom ons by die reiniging. Ek en jy is gereinig, en hierdie was vir my 'n nuwe openbaring. Openbaring 1 vers 5 sê, in 'n nuwe vertaling is die woordjie nie reg nie, jy kan al die Engelse vertalings gaan luister. Dit moet wees, uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van sondes gewas. We are washed by his blood. Die nuwe vertaling sê verlos. Jy is gewas. Die ou vertaling sê dit ook mooi. Dit beteken, die Engels sê, the complete spiritual change, divinely wrought in us. In Kolossense 2 vers 10 tot 12 praat daarvan, waar hy sê, ons het nie die besnydenis van die ou verbond nie, maar ons het die besnydenis van die hart, wat beteken, die wegneem van die sondige natuur in jou. En daarmee is jy 'n nuwe mens gemaak, is jy skoon gemaak van alles wat die sondige mag jou beheer oor jou gehad het. Daar was 'n goddelike operasie. Hierdie besnydenis is 'n goddelike operasie wat jou gesny het, en dit wat die neiging om sonde te doen is uit jou uitgehaal. En die Heilige Gees is in jou ingesit. Romeine 6 vers 3 en vers 4 praat ook daarvan. Die betekenis van die woordjie washed is to bath the whole person. Dit is doop. Onder die water. To bath the whole person. Julle ken die verhaal van in Johannes 13, waar Jesus saam met sy disippels was en gesit het, en Jesus sê vir hulle, ek wil julle voete was. En was dit Petrus wat sê, Here, u sal definitief nie my voete was nie. En wat sê Jesus? Hy sê, julle is nie almal gebad nie, skoon gebad nie. As julle maar skoon gebad was, dan sou dit nie nodig gewees nie, maar nou moet ek julle voete was. Nou hierdie skoon gebad, wat hy gesê het, hulle nie almal was nie, wat hy na Judas verwys. Want Judas het nie regtig geglo in Jesus nie. Dis op die ou end waarop dit neerkom, dis hoekom hy op die ou end hom verraai het ook. Maar hierdie skoon gebad beteken hierdie besnydenis van die wegneem van die sondige natuur. Dit beteken washed completely. Wat ek en jy gedenk met ons doop, wanneer ek en jy onder die water kom, is dit 'n bevestiging dat ons whole body is washed by God, deur sy bloed. En ons hou hierdie begrafnis maar net weer om te sê, wat sê ons altyd wanneer ons gedoop word? Die ou mens word nou begrawe en die nuwe mens staan op. En dis wat dit beteken het. Dis ons hele liggame is gewas met Jesus se bloed. Dis hoekom 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, en ek lees vir julle, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig, dis wat dit beteken. Die gewas is die geheiligde making. Julle is vrygespreek in die naam van Jesus Christus. So hierdie Johannes 13 vers 10 wat sê, hy wat klaar gebad is heeltemal skoon. Dis waarvan hier gepraat word.
Nou lees ons in 1 Johannes 5 vers 6, dat ons is gewas met Jesus Christus se water, en met Jesus Christus se bloed, en dan staan daar, die Heilige Gees getuig daarvan. Nou waarvan praat hy, as hy praat van Jesus Christus se water? As ek en jy nou blaai na Efesiërs 5 toe, dan lees ons dat die woord is die water waarmee ek en jy gewas is. Hierso staan in Efesiërs 5 vers 26 en 27, daar staan, ek lees vir jou. Hy praat van die man wat die hoof is van die huis, soos Christus die kerk die hoof is. Hy sê, dit het hy gedoen om die kerk aan God te wys, sodat hy dit met die water van die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dit is wat hy praat. Die dag, toe ek en jy, onthou jy, ons het heel in die begin gesê, dat die woord speel 'n rol in my en jou wedergeboorte. Niemand kan 1 Petrus 1 vers 23 sê, dat wedergeboorte kan slegs plaasvind, as jy die woord van God gehoor het. En daai oomblik, wanneer jy die woord van God hoor en glo, word jy gewas met hierdie woord. Dis waarvan hy hier praat in 1 Johannes 5 vers 6, met Jesus Christus se water. Die water van sy woord, waarvan hier in Efesiërs 5 vers 26 en 27 gepraat word. En hy sê hier, jy is sonder vlek. Wat is vlekke wat jy op jou liggaam het? Dit beteken dis kolle wat vuil is. As ek nou my vingers in sjokolade steek en ek druk dit hier op my, gaan dit vol sjokoladevlekke wees. Ek gaan vuil wees van sjokolade of van modder of wat ook al. En dis wat hy van praat. Daar's geen vuilheid aan my meer nie, wat vlekke op ons maak nie. En die rimpel spreek van enige teken van iets ouds. Van die ou goed wat jy gedoen het, is daar geen sprake meer nie. Dit wat rimpels gemaak het, wat wys jy's nog 'n ou mens, daar's geen sprake van enige ou mens aan jou, dat jy rimpels meer het nie. Jy is so gereinig met sy woord, dat jy in totaliteit 'n nuwe mens in Christus is, wat geskoon gewas is met sy woord. Dis ook presies wat Johannes 15 vers 3 sê, dat ons is al klaar reg gesnoei deur sy woorde. Wat baie interessant, en ek het nou in seker 4 Engelse Bybels gaan kyk na Johannes 15 vers 3, en almal van hulle sê, you are clean because of the word I had spoken to you. Hulle sê dit almal. You are clean because of the word I have spoken to you. Dis nie van snoei, ons hoor mos van die snoei is, jy weet, dis seer. Dis die woord wat ons skoon maak. Ok? En interessant, wanneer ons verder gaan lees in Johannes 13, waar Jesus gesê het van, julle is almal skoon gebad, né? Dan sê hy, maar dis nog nodig, dat ons nou net ons voete moet was. Die stof van ons voete af moet was. Dit spreek van jou elke dag se lewenswandel, waar jy nou nog die dinge verkeerd doen. Dit moet ook afgewas word met ons woord. Maar, dit doen ek en jy, hoe meer ons die woord hoor, hoe meer wil ons nie meer doen die goed wat ons verkeerd doen nie. Net ons voete is vol stof. Maar ons is in totaliteit, is ons klaar gereinig, skoon gewas, skoon gebad met sy woord. Is dit nie kosbaar dat ek en jy dit moet weet nie? En dan ook, deur sy bloed, Hebreërs 13 vers 12 sê, Jesus het buitekant die stadspoorte gelei om die volle, wat is die woord? Deur sy bloed, om die volk deur sy bloed van hulle sondes te reinig. Buitekant die stadspoorte, hoekom? Want die manier hoe Jesus gekruisig is,
gesterf het, aan 'n kruis gehang het, was net vir die misdadigers. Vir die mense wat die ergste van sondes gedoen het. En dit was so 'n groot skande, dat die mense hulle nie in die stad toegelaat het, om daar gekruisig en begrawe te word nie. Hy moes buitekant die stadspoorte begrawe word. So al my en jou sondes was te erg, dit was 'n skande. En daarom moes Jesus buitekant gaan, om gekruisig te word. Sy bloed het jou grootste, skandelikste sonde, het Jesus met sy bloed gereinig. Dit bestaan nie meer nie. En die Heilige Gees wat binne in jou is, getuig daarvan. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê ons is almal met die Heilige Gees gedoop. En daai doop praat van soos wat ek 'n wit teehemp sal vat en in 'n blou of 'n rooi kleursel sal dompel. En ek haal hom uit, dat hy nie meer wit nie, maar dan is hy rooi, of hy's blou, of wat ook al. So is ek en jy in die Heilige Gees gedoop, en ons is uitgehaal, en ons is geheilig en gereinig, en skoon gewas. Ok, julle kan daai prentjie sien. En die Heilige Gees getuig daarvan. Dit is ook hoekom ons lees in Romeine 8 vers 15 en 16, dat ons is nie meer slawe nie, ons het ook nie meer vrese nie, en ons kan nou almal uitroep, Abba, Vader, omdat ons gees getuig saam met sy gees, dat ons kinders van God is, omdat ons geheilig is, omdat ons gereinig is. En dan lees ons in Hebreërs 10 vers 12, dat my en jou liggame is gereinig met skoon water, en ons harte is gereinig van skuldgevoelens. En julle ken almal vir, ek hoop so, vir Esegiel 36, want dit is so, dit sal nou vir julle die prentjie so voltooi. In Esegiel 36, dis vir al twee daai verse, kom ek lees dit vir jou. Esegiel 36, van vers 25, hy sê, ek sal reinigingswater, dis die woord, oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid, en van al julle afgoderry. Ek sal vir julle 'n nuwe hart, en 'n nuwe gees gee, dis daai besnydenis. En ek sal julle kliphart uithaal, en vir julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak, dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. En die volgende ene sê, ons harte is gereinig van skuldgevoelens. Dit is wat hy bedoel met die kliphart wat hy uitgehaal het. Want waarvan spreek die klip? Van die wet. En wat is wat ons aankla van sondes? Is die wet. So, ons skuldgevoelens, wat al ewig was, as gevolg van, jy doen alweer hierdie sonde, en jy is nie goed genoeg nie, en jy is so swak gerustig, wat die wet vir ons kom doen het, is reinigingswater, is oor dit uitgegooi, en al die skuldgevoelens is weg. Ons is nie meer onder die wet, wat ook vir ons aankla nie. Ons is gereinig, deur die reinigingswater van die woord. Hebreërs 9 vers 14 sê, nog verder, jou gewete, wat jou partykeer ook aangekla, daai gewete wat vir jou sê, wat is reg en wat is verkeerd, is gereinig van alle dooie werke, wat jy al in jou lewe gedoen het. Wat beteken dooie werke? Dit wat geen vrugte afgewerp het nie. Dis goed wat jy gedoen het, onder dwang, of onder skuldgevoelens. Jy het maar geld gegee vir die bedelaar, net om van hom ontslae te raak. Jy het op swak grond gesaai. Jy het goeders gedoen om mense te please. Dit was alles dooie werke wat jy gedoen het. Jy gaan kerk toe net om gesien te word. Dit was 'n dooie werk. Jy lees jou Bybel net om te kan spog. Ek het al my Bybel 10 keer deurgelees. Dit beteken niks jy lees jou Bybel 10 keer deur en jy het nie 'n koek en klou wat daarin staan nie. Lees liewer 'n klein stukkie, dan is dit 'n vrugbare werk wat jy gedoen het, as jy verstaan wat ek bedoel. So, alle dooie werke is wat jy gedoen het eintlik uit jou vlees uit. Ok? In plaas van die Heilige Gees. Dit wat jy doen, wat die Heilige Gees jou lei, is lewende, vrugbare resultate. Die dooie goed uit jou vlees uit, selfs jou gewete, jy hoef nie eers meer skuldig te voel daaroor nie. Dis ook gereinig en geheilig, sê Hebreërs 9 vers 14.
En nou, omdat ek en jy gereinig is, omdat ons heeltemal gebad is deur sy woord, en reinigingswater oor elkeen van ons uitgegiet het, kan ek en jou nou met vrymoedigheid gaan na God se heiligdom. Ons het deur die bloed van Jesus nou vrye toegang na die heiligdom. Waarvoor staan die heiligdom? In God se teenwoordigheid. In God se teenwoordigheid, want as jy by hom kom, dan sien hy vir jou as 'n skoongewaste, sondelose kind vir wie hy so baie liefhet. Vir wie hy die prys betaal het. En jy kan na hom toe gaan. En hy maak ons ook konings en priesters. Dit sê Openbaring 1 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 19 sê, ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is nie meer die stert nie, ons is nou die kop. Wat beteken 'n koning? 'n Koning is iemand wat heers. 'n Koning is verseker nie iemand wat 'n wurm is nie. 'n Koning is iemand wat sy mag en sy autoriteit vat en heers. 'n Priester is 'n geestelike leier. Iemand wat 'n voorbeeld is vir ander mense. En ek en jy is dit gemaak. En nou lewe ons in hierdie lig waarvan 1 Johannes 1 vers 7 praat. Hoe werk dit? Hoe werk hierdie ligstorie? Hoe meer ek en jy weet, ons is gereinig. Hoe meer ek en jy weet, ons is vrygespreek, ons is versoen met hom, hoe meer gaan ek en jy outomaties in die lig in wees. Want dis waar ons hoort. Ons weet ons hoort daar. Die oomblik wanneer jy wonder, moet ek nou hierdie ding doen wat verkeerd is of moet ek nie, weet jy, maar ek is 'n kind van die lig. En jy bly in die lig, want dis waar jy weet, dis jou plek waar jy veronderstel is om te wees. Goed, ek is klaar met die notas. Nou gaan ons die belangrikste deel doen en ons gaan almal saam nagmaal gebruik.